som mense, dis 'n baie weird gevoel vir my. Ek is motorredakteur, Albert Bakkes, vir die Sonkoerant, jou favourite koerant. Maar dis my voorreg om vandag hier te sit met 2 idols en 1 voice, almal sterre in eie reg. En hulle doen the love thing, it's a love thing vir die Sonkoerant. Dis ook 'n liefdadigheidsprojek. En dit word gedoen vir die Royal Kids Foundation, as ek die ding reg het. En ons het alleen Johannessen van die Kids projek. Jy vir ons sê waaroor dit gaan. Goeiemôre Sonlanders. Ons is Royal Kids Foundation en ons aim is om kinders wat skoolskoene en skoolklere en skooluniforms te kry sodat hulle dignity kan restore. Want by ons se kinders wil nie skool toe gaan nie omdat hulle skoene stikkend, hulle klere stikkend, hulle het geen selfmotivering nie. So as ons hulle dignity kan restore, dan met ons kinders wat wil in die skool bly, idols wil wees, singers wil wees, ja. Baie dankie Len. Kom ons begin by ons voice, meneer the voice, Robin Pieters. Hoekom is jy betrokke by hierdie It's a Love Thing? Why? Toe ek opgegroeid het, daar was baie kinders in ons pad wat die skoene gehad het. I was one of the lucky ones that always had shoes. And I think this is where the love comes from for Danneline's Royal Kids project. When I'm actually the ambassador for them, which I took the role on in the beginning of this year. So my aim vir die jaar is om baie skoolskoene te kry vir die kinders, because daar's baie kinders wat nie skoolskoene het nie. Okay, sê vir my, nou op 'n minder ernstige vlak van al die armoede en die hartseer, wat gaan ons uit die show uit kry? Wat gaan ons lesers wat hulle gaan kyk? Hulle gaan baie love kry. Okay. Baie love. I think it's baie ballads, baie sterk songs van baie sterk artists wat Power ballads. Like soos 'n Beyoncé ballad, Mariah, Adele, wat die vroumense en ek gaan we're going to deliver it to the audience. En ek is baie excited. Okay. Sê vir my en die pad vorentoe, behalwe dat jy nou ambassadeur is vir hierdie projek en dat jy deelneem, what do you see this year for yourself? You know, I just want to be successful. I want to be a successful musician. And it's baie difficult vir ons wat in die industrie is. It's baie difficult. Ek verstaan so, ja. En as ons kan dit nie doen sonder die mense nie. Sonder die mense nie. Ons kan dit nie doen nie. En hulle help vir ons. I think it's our bread and butter when they go to shows and they pay. This is where we earn our money. So ek dink almal van ons wil net suksesvol wees in die music industry. Okay. En ons wil geld verdien. Ja, nee. Ons wil die geld hê. Ja. Sasha Lee Davids, jy is 'n idol as ek dit reg. Yes. Okay. Why this project? Well, besides even the project, my project here is Robin. Nee, maar hoekom ek eintlik ja gesê het vir die show, was omdat Robin vir my gevra het en ek ken vir Robin vir 'n hele lang tyd nou al en ek weet hoe hard hy gewerk. Ja. Hy het vir my soms kere lang voice notes gestuur. Moet ek dit doen? Wat moet ek nou doen? What do you think? Daai goed. So, ek weet waar hy het hier gegaan en ek weet hoe hard hy gewerk het en ek weet hy het met almal onder die son gewerk. Maar het was nou Robin se tyd and I'm more than happy to support him with whatever ventures he tackles this year or whenever. So, dis hoekom ek ja gesê het vir hierdie projek. En dan ook met die skoolskoen, ek onthou 'n tyd toe ek ook 'n kind was, daar was een incident. Nou luckily vir my, ons is klomp kinders. En ek weet nie, die Here het dit seker uitgestel dat ons almal dieselfde size dra. Daar seker 6 van ons. Ons is 10 kinders. Jou arme ma. Nee, maar ons almal was nou nie saam op die skool nie. Because obviously ek was 3 toe die ander al wat ouer as my is, want ek is 7de in die lyn. So al hulle skoene het na my toe gekom. So each one of us had a pair of shoes. Het was nou al afgeloop al, maar that's what it was, is skoene. Maar daar was een incident waar daar net 'n paar skoene vir my was. It's no a joke, maar ek dink maar daai dag was dit vir my 'n joke.
Veral vir 'n kind se dignity. Exactly. En ek dink at school is where you learn to get to know your personality. En wanneer terrible goed met jou gebeur op die skool, dan begin jy daai in mens word, because obviously that time kinders maak jokes. Ja, Because ja, ek moes 'n paar skoene gedra het en er was 'n paar tekkies, clown tekkies. Lag jy? Clown tekkies, maar my parents het gevoel vandag gaan jy skool toe. Yeah. Ja. Because jy moet skool toe gaan. And children made fun of me, so that's why I felt it's a beautiful project, because kids need to feel good when they go to school. Nie met 'n paar groot skoene nie of clown tikkies nie, so they need to feel good. So please, I encourage anybody or everybody who's coming to the show to support this need. Soos ek dit verstaan is, ons kan skoene saambring Yeah. en Yes, ons kan dit daar gee. by die show, ja. En nou vir die vrou wat die internet gebreek het. Weet ek? Ja. Elvira Standili, wat ook 'n idol is, het jy nie saam gesing die Beyoncé song nie, of het ek heeltemal verkeerd? Beyoncé song? No. Nope. Not that one. Ek Okay. is meer 'n Jennifer Hudson lover, so ek Okay. Sê vir my, ek het nou vir almal gevra hoekom hulle betrokke geraak het, maar why? Ek dink ek moet eerstens net saamstem met wat Sasha gesê het. Dat dit gaan firstly oor die feit dat daar relations tussen ek en Robin is. Eerste plek. En toe hy my gevra het om dit te doen, het ek net ingestem. Ek dink it's important eerstens vir ons in die industrie, veral ons wat in die Kaap is en ek wat ook van Woester is, dat ons mekaar help. Ons verstaan mos nou die stories, verstaan die hele mense sê baie kere die music industry is a jungle. And that you have to fight for what you want. So dis hoekom ek eerstens betrokke geraak het en dan ek het groot geraak op 'n plaas. En ek het daai goed gesien. Ek het gesien hoe dat mense struggle. Ek het gesien, ons is nou nie 10 kinders, ons is 5 kinders. En ons het nie die een size gedra nie. So if you don't have shoes, you don't have shoes. Ja. Of as jy stukkende skoene moet dra, dan moet jy hom dra. Maar ek dink daai het karakter gebou. Ja. Want nou is ek so dankbaar vir dit wat ek hier aan het. Want ek het gewerk daarvoor. En vir my dit maak my nou 'n bietjie te Engels. Nee, dis doodreg. En ek voel my hart is in hierdie storie om iemand anders te kan help deur middel van my gift. As fyn as ek kan nou jou aand moet sing. En dis in elk geval my passion. So as ek daai kan doen sodat ek net iemand kan help, 'n paar skoene het of 'n uniform, of 'n paar sokkies. Dan is dit meer as wat ek graag wil doen. Ja, Ek kom nou terug aan jou, Sasha, maar wat is jou toekomsplanne? Toekomsplanne? Are you going big? Definitely, I have to. Ek het groot planne. Ek wil in Amerika wees nog in hierdie jaar. But I'm still praying about it. Jesus. And then I'm working on a project. Ek beloof nou al baie lank my fans dat ek 'n single wil uitbring. Maar toe ek in my management span gesit. En dit sal 'n original wees. Dit sal nie 'n cover of iets. Nee, glad nie cover nie. Ek is so excited om my nuwe materiaal, ons het begin skryf einde laas jaar aan my eie goed. En wat ons nou gaan doen is, omdat ek baie sterk is live. Ek het baie studio dinge is opgedoen, maar omdat ek studio experience opgedoen, maar omdat ek sterker is live, wil ons 'n live DVD recording doen. Oh, wonderlik. En record ons die audio en ons kry alles vas in een aand. Amper soos hierso. Ja, dis presies. En dis die grootste vir my nou. Ek het verlede jaar baie collaborations gedoen. So daar kom nou songs uit. Goed wat ek laas jaar record het. Singles met Neville D en allerlei mense. So dis die goed wat nou uitkom en ek is excited because ek weet daar's 'n hele paar goed in die pipeline wat dit kan nie wag om te gebeur nie. So ek is excited. Sasha, ek het vergeet om vir jou te vra, baie groot om verskoning. Wat is jou toekomsplanne specifically this year? Wat wil jy bereik? This year, groot dinge. Eerstens, ek moet maar word. Ek het niks erken, maar ek voorsien. Dit is al moxie already. Maar ons gaan weer daaroor praat. But in all seriousness, ek gaan my eie shows hierdie jaar hê, because daar is een ding wat ek nog nooit gedoen het. Ek weet nie hoekom nie. For some reason I never had my own show. So dit is definitief is nie pipeline nie, is uit. It's going to happen. Where people can get to know
the growth that I have made through, because ek het Idols gewen 2009. Ja, dis 7 jaar gelede. So is nou al 'n lang tyd al en mense dink nog altyd ek is hy 18 year old meisie, maar nee, sy het groot geword. Ja, sy het groot geword en ek wil hê mense moet nou vir my weer get to know en ek het ook nou begin my eie songs skryf wat ek nooit gedoen het nie, because ek kon nie. Maar nee, ek was baie Wat was die blokkade geweest? Die blokkade was ek het net nie geweet hoe om te skryf nie. Dit was baie swaar vir my om wat ek voel to put it on paper. So, and I don't play any instruments as well, so it's difficult to take your idea and go to a musician. Listen, this is what I want. And jy kan nie vir hulle sê, ek soek 'n G-sharp daar, A flat die, you can't, because you don't know that. So, but it's going to be beautiful this year, and I will work very hard, and with these friends and support around me, it's going to be great. Gaan julle almal weer collab in die toekoms? You never know, eh? Definitely. You never know. I think also die jaar is 'n groot jaar vir almal van ons, because we are grateful for the opportunity that we've gotten in life with The Voice and with Idols SA, maar ons wil die artists wie so sê, Yes. Robin Peters, Yes. nie Robin Peters van die Voice, of Sasha David's Idol winner of Alvaro van Idols. Ek ken Ons- daai you know, ons- daai en- label, jy wil bietjie Yes. beweeg van die label. Ja, Dankbaar daarvoor, maar dis nie al wat jy is. Ons wil ons 'n brand bou en ons wil Ja. dit groot maak. And I think that's the important thing for this year, for 2017, is to say Robin Peters en sy eie musiek, Alvaro Sandile, sy eie musiek, Sasha Davids. You know? Miskien ons is nou op pad na die laaste pylvak. Behalwe Idols en The Voice wat nou die labels geword het. Wat was julle beste ervaring? It can be on or off stage, maar verkieslik on stage. Wat het jou gevang by die hartsnare en ek sal sommer vir al drie vra. Wat het jou gevang by die hartsnare en gedink? Wel, elke my nou in die graf sit, ek gaan nou gelukkig dood want dit was net mind blowing. Wat was vir jou die grootste out of this world experience? I think it was on the 14th of February 2016, my The Voice SA audition aired. Which is ironic because was it 'n show op die 14de en ek het gepromise ek is nog klaar met I Have Nothing van Whitney Houston. Ek is nog klaar met ek sing het. Ja, but when I actually thought about it, I actually need to sing it because it's 1 year. As baie mense ken van my en baie mense weet wat ek hier gaan het. Ek het geback vir almal. And I was a backup singer for everyone you can think of internationally that came to South Africa, everyone that you can think of locally. For me, I was always going to be labeled as a backup singer. And ek wil dit reality. I appreciate that I was that. But when that break came through, en ek het gekyk op TV, ek het gehuil. We had a viewing party. I cried and I embraced this moment because my life changed forever. And that's why I mean that moment toe ek daar, toe ek klaar. Ek het dus gewaaid van die live shows. Ek was net because onze video's het so viral gegaan and people around the world messages you, people around the world follows you with The Voice South Africa. So it is there's a moment die audition phase. Die mense waren nie van they will vote and vote for you. Ja. Maar daar is I think it's a pivotal point Yes. in the competition. Sasha, wat het jou weggelos? Behalwe nou die label, where you felt I've made it, I am here. Okay. Daar's 'n paar. Maar daar was een en dis ook nou jare gelede, but that was one moment that I won't forget. Ek weet nie of jy Wayne Brady het Suid-Afrika toe gekom en hy was toe ons Idols gewen het en toe kom hy Suid-Afrika toe and we were the opening act for him. Okay. So en daai aand en ek het 'n stupid song gesing daai aand op sy show. Dus soos according to me, ek het niks ingesit. Ek was net like, okay, let me just do this want ek is op my nerves en I need to see my family van ek het nie vir hulle in 'n lang tyd gesien daai tyd nie. Ja. So he came to me afterwards and say, "Wil jy nie saam Amerika toe kom asseblief? Kom net. As jy wil werkie, kom net. Vir 2 weke ek en my suster hier op. Yes. Free of charge alles en toe ek daar kom toe meet ek vir All for One se ou Jamie Jones. En toe luister my single wat ek gedoen het vir Idols to say, okay, I have the perfect song for you. So record free of charge en het was net
moments agter mekaar wat gebeur het, dat ek gedink het, how is this possible that this is all happening to me right now? Ek was so nervous die dag. Hy het vir my groot McDonald's koelding gekoop. Toe in die studio, soos ek daar staan toe sê, I'll be back now. Daar gooi ek die hele ding. That's a faceplant. And at that time, I didn't know what his personality was. Gaan die man hier inkom en sê, what the hell is going on here? What have you done? Want toe kom hy in, toe kry hy vir my op die vloer met my tissues op die, maar hy was so nice daaroor en so gentle to say, get up, no, it's fine. Just get into studio, I'll do this. And so that was a very, very good moment for me. And then I decided, okay, Sasha, you are meant to be in this industry and to do what you love and love what you do. And it maak nie saak what happens because you get people that tell you, nee, wat so sy moet nie hier wees nie. But them Check is my haters. buyer. Check is my buyer. I also want to say on that, ek dink we stay in a bubble while we're in these competitions. Ons is in a bubble. Ja. Yes. Jy is so geïsoleerd. Jay, I mean, ons gaat malls toe en dan kyk die mense en hulle maak aan kyk. Kyk ek, wat hoekom gaat julle so aan? And then I realized later, oh my God, okay, they must have seen me on television. It's a big thing it's a big change. It's a big change, and sometimes the change it's not good. Because sometimes you don't know how to deal with it. Yeah. Because niemand, hulle gee nie vir jou die advice dat, hey, jy kan nou niks doen wat jy gedoen het, and your life has changed and you need to watch what you're doing and whatever the case may be. Not that we're doing anything bad, but it's just the small things. So I think also it's that bubble. It's when you come home, I think the reality of the show being done, Strike. what is happening now, before the work even comes in. And then you're busy for a long time and then you're quiet and then you're like, hey. So I think it's this in any competition, in reality show, jy bly in 'n bubble. En onze plaasmeisie van Onze Woester. van Woester. Vir my, ek moet sê, en behalwe vir die feit dat Idols ons iets wat gelabel het, moet ek sê dat dit was nog vir my die grootste ding wat met my gebeur het. En want ek wou nog altyd sing, dit het ek geweet. Nee, ek het nou gesing. Nee, oral waar ek nou kan gesing het, as dit nou 'n fees gewees het hier, en 'n sangmiddag daar, en 'n gospel show daar, en in die kerk, ek het oral gesing. En toe Idols kom, was dit, ek kon nooit verstaan, en ek moes stil sit, en net sê, dis die Here. Want dit was my eerste keer, my eerste probeerslag. En ek kan onthou, een van die dames wat saam met my in my season was, het vir my gesê, Alvera, dis my 4de keer. En ek maak dit nou eers. En ek was soos, oh, okay, en dan sê die ander mense vir my, dis my 2de keer, en dis my 3de keer. En my eerste probeerslag, en ek eindig in die top 9. So daai was so, en die grootste moment moet wees, die eerste live performance. Ja, as jy uitkom en jy hoor die geskree van 'n klomp mense, en ons draai in eers, hoe kan om al daai uit te kat, maar net die moment van, this is finally happening, and it's live, hulle kan niks verander aan nie, you can't edit it, so die mense sien alles net so, en it's real, it's authentic, en hy was vir my a moment in my career en in my lewe, so, ja, ek is verskriklik excited, man. En so hier, soos ek nou praat ek altyd. Ek is altyd hierdie bubbly mens, want ek het net so baie goed om vooruit te sien. So baie goed. Ek is baie bly. Ek is nie so bubbly mens nie. So moeg man. Mense, en hierdie is nou vir die Sonlanders. Julle het nou gesien hoeveel bubbly mense ons op die line-up het, en met sterk stemme. So kom kyk na die mense, kom ondersteun die Son, kom ondersteun hierdie wonderlike mense. By the way, Karen Kortje is ook op die lys. Julle gaan 'n movie se show sien, met 'n strong line-up. Ek gaan self daar wees, en kom ondersteun ons. En hierdie is nou Albert Bakkes, motorredakteur, hoor en my. Thanks.